Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, 2 reëls. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Nou ek het jare in die verkoopbedryf gewerk en dan moet 'n mens gou leer om te oorleef. En om te oorleef moet jy 2 reëls nakom. Die eerste is, niks is gesê totdat dit neergeskryf is op 'n bestelling nie. En die tweede is, gee ag aan die detail van die bestelling, sodat die aflewering kan geskied. Hoe vreemd dit ook al mag klink, is hierdie reëls ook van toepassing op ons geestelike lewens. God het self verkies om alles wat hy gesê het op skrif te stel. As gevolg hiervan het ons die Bybel, wat God se woorde, God se instruksies of vereistes, sowel as God se beloftes aan ons bevat. Die Bybel openbaar egter veel meer as dit. Die Bybel se primêre doel is om God aan die mens te openbaar. Wanneer ek dit sê, sluit ek graag God die Vader, sy eniggebore Seun, Jesus Christus en sy Heilige Gees in. Die geskrewe woord beskryf nie bloot die karakter van God nie, maar bevestig ook God se begeerte om gemeenskap met elke mens te hê. Die Bybel is dan die skriftelike geskrewe bevestiging van God se begeerte om die verlorenes en swakkes te red, te verlos en te genees. Lukas 19 vers 10 sê vir ons, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. In vandag se tyd is mense ongelukkig baie onwillig om aan die detail van hierdie woord aandag te gee. Dikwels haal mense die beloftes van God aan, sonder om aan God se vereistes, sy bepalings en voorwaardes, sy T's en C's te oorweeg, ten einde die belofte in ontvangs te neem. Jy sien, so dikwels sê die Here in sy woord, as jy, sal ek. Vandag wil ek beklemtoon dat God steeds praat deur sy geskrewe woord, en dat alles wat in sy woord vervat is, steeds relevant en van toepassing vir elkeen van ons is. Verder moet ons daarop let, dat dit wat nie in God se woord aangeteken of bevestig kan word nie van God is nie. As dit nie geskryf is nie, is dit nie gesê nie. Om enigiets by te voeg wat nie daar geskryf is, dra 'n baie groot straf. Ons lees in die laaste hoofstuk van Openbaring 22 vers 18 en 19, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. As iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Ons moet dus leer om aandag te gee aan elke detail. Lees meer as net 'n enkele vers. Kyk na die verse voor en na die verse daarna. Kyk na die kruisverwysings, sodat 'n mens die konteks kan verstaan en duidelik perspektief kan kry oor wat daar gesê word. Wanneer ons die woord so lees of bestudeer, moet ons in gedagte hou wat 1 Korintiërs 10 vers 11 vir ons sê. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Wanneer jy jou Bybel lees, wil jy nie let op hierdie 2 reëls. God het dit vir ons neergeskryf en let op die detail wat hy vir ons neergeskryf het. Mag die Here u seën. Ek groet u tot volgende keer.
Totsiens.